Goeiedag geliefdes, het is goed om weer die jaar saam met te kan begin met ons Bybelstudietjie en ek wil net vir u weer vra asseblief dat as ek nie hierdie uitsending verder vir u moet stuur nie, laat weet my net. Want ons ontvang so baie dinge wat vir ons gestuur word dat dit oorweldigend kan wees en 'n mens net nie by alles kan uitkom nie. Ek sal geen aanstoot neem nie. U kan gerus vir my net laat weet om nie vir u verder die uitsending te stuur nie. Dan sal ek net stuur aan die mense wat dan spesifiek daarvoor gevra het. Ek sal nie aanstoot neem nie. U kan dit gerus vir my laat weet. Ek wil graag met u in hierdie volgende tyd die boek Romeine hanteer. Nou die boek Romeine is seker jou rykste en jou swaarste boek in die Bybel wat leerstelling en wat beginsels van die Christelike geloof aanbetref. Dis 'n ongelooflike diep boek met ongelooflike waarhede. Maar ek gaan vandag net vir u so effens 'n inleiding gee en die opbreek van die boek Romeine sodat ons miskien net beter verstaan. Ek wil dit vir u so stel dat Romeine 1 tot 11 gaan oor leerstelling. Met ander woorde Christelike beginsels waarop die Christelike lewe gebaseer is. Die leerstelling, die lering. Dan van hoofstuk 12 tot 16 gaan oor die praktiese toepassing van hierdie lering in die lewe van 'n kind van God. Want immers moet die lering wat Paulus vir ons in die eerste 11 hoofstuk gee, prakties in ons lewe sigbaar word deur die werking van die Heilige Gees en die verlossing wat ons in Jesus Christus ontvang het. Want geliefdes, as dit nie so is nie, dan verloor die evangelie mos sy krag. As die kinde van die Here nie leef volgens die Bybelse standaarde nie, watter boodskap het ons dan aan die wêreld daar buite? Die kind van die Here is immers iemand anders. Onthou jy wat sê Kolossense 1 vers 13? Hy het ons oorgebring uit die koninkryk van die duisternis in die koninkryk van die seun van sy liefde, in die koninkryk van die lig. Onthou jy wat sê Efesiërs 2 vers 1? Julle wat dood was in die sonde, het hy lewend gemaak saam met Christus Jesus. Wat leer ons in 2 Korintiërs 5 vers 17? As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. As dit nie in 'n kind van God se lewe sigbaar is nie, wat is die doel van die evangelie en watter inspraak en uitwerking sal die evangelie dan in die lewe van die mens maak? Ons het verskeie opdragte in die Bybel. Dink net aan 2 Korintiërs, die 2de hoofstuk vers 14 en 15. Dat ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God. Dink net aan 2 Korintiërs 3 vers 3. Ons is 'n duidelike brief van Christus, geken en gelees deur alle mense. As 'n kind van die Here nie anders is as die wêreld om hom nie, watter effek het die evangelie dan op die kind van God se lewe gehad? Maar kom ons breek dit 'n bietjie verder af. In hoofstuk 1 verse 1 tot 15 het ons met algemene inligting te doen as Paulus homself bekendstel en vir ons sê wie hy is en watter opdragte hy het en watter aanstelling hy van God ontvang het. Daar is insiggewende stellings wat hy maak ook in hierdie verse. En daar is ook partykeer net 'n woord van geweldige betekenis waarna ons gaan kyk en dit gaan ontleed. Die basiese teks in hierdie hele Romeine boek is egter hoofstuk 1 vers 16 en 17. Ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Vir die Jood eerste en dan ook vir die Griek. En dan breek ons die boek bietjie verder op. Hoofstuk 1 vers 16 en 17 tot en met die 4de hoofstuk sal ons te make kry met die terme geregtigheid en regverdigmaking. Daarin sal ons vind dat saligheid is 'n gawe van God, wat God aan die mens gegee het. Dit is God wat ons opgewek het en ons nuut gemaak het. Dis God wat na ons uitgereik het. En die weg van saligheid wat God aan ons gestel het,
is alleen deur die geloof in Jesus Christus ons Here. Saligheid is die krag van God tot redding. Dit is die krag van God wat in ons red, wat in ons werk, wat ons nuut maak om kinders van God te wees. God het ons verlos uit die mag van sonde en van Satan. Ag, miskien moet ek dit vir jou lees daar in Efesiërs 2. Julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid wandel, onder wie ons almal vroeër was, toe die begeerlikheid van die vlees het van die wil gedoen het, en ons was van nature kinders van God, onder die toorn van God soos al die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het deur sy groote genade waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was in die sonde, lewend gemaak in Christus, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Hier is 'n geweldige sterk woord. Almal van ons was en is verlore. Almal van ons is verlos of nog steeds onder die toorn van God. Daar's net twee kategorieë. Jy is nuut gemaak of jy is nog steeds onder die toorn van God. Jy's verlos of jy is nog nie verlos nie. Al is jy ook in die kerk, al is jy 'n baie prominente mens in die kerk, al lees jy elke dag jou Bybel en bid jy elke dag. Jy het 'n verlosser nodig en hierdie verlosser is Jesus Christus. Daarom het Paulus gesê, julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. En dit is vir ons gedoen in Christus Jesus. Ons was almal kinders van nature onder die toorn van God. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het deur sy groote genade waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die sonde, lewend gemaak in Christus Jesus ons Here. Dan hoofstuk 3, verse 1 tot 20, word die saak aangespreek oor die Jood. Het die Jood dan enige spesiale voorregte of spesiale stand voor God? Hulle is tog die uitverkore volk van God, het hulle 'n besondere stand voor die Here, en is hulle maar blootgelyk aan die heidene. Word hulle gesien as heidene soos die res van die wêreld, of is daar 'n spesiale plek in God se hart vir sy volk? Apostel Paulus stel dit in besonder, dat hulle die volk van God is, dat uit hulle uit die saligmaker na die wêreld gekom het. Ons gaan dit met mekaar sien, daar in die 9de en 11de hoofstuk, dat ek en u is ingeplant op die stam, die uitverkore Israel. Ons is nie 'n stam op ons eie nie, ons is lote wat ingeplaas is in die stam. Nou wat gebeur met hierdie stam? Wat is die toekoms van Israel? Ons gaan 'n bietjie daarna met mekaar kyk. Paulus stel dit. Dis 'n besondere voorreg wat hulle het. En hulle is in 'n besondere posisie. Onthou jy toe die Here Jesus Christus gesê het, gaan eerste en verkondig die evangelie eerste aan die Jood. Hulle wat die Messias verwag, hulle uit wie die Messias gebore